Ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor jy het reeds die guns van God op jou lewe. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor Galasiërs, die tweede hoofstuk daar vanaf vers 15 tot 21, en besonder Galasiërs 2 vers 16. Vir honderde jare het pelgrims die kerk van die heilige trappe in Rome besoek en volgens oorlewering is hierdie Scala Sancta, daardie trappe, dieselfde trappe waarteen Jesus opgeloop het toe hy voor Paulus, voor Pontius Pilatus moes verskyn het. Nou, hoe waar dit is, nou ja, dit is, sal ons nou maar nie te veel daaroor sê nie, nee. Daar's 28 trappe, jy weet jy, en pelgrims kom van heinde en verre, spesifiek om dan teen hierdie trappe, hierdie heilige trappe op te klim, en elke keer as hulle op 'n trap is, dan word daar gebid, en die gedagte daar agter, die gebruik is baie eenvoudig. Hoe groter die inspanning, hoe groter is die beloning wat jy kry. So jy kry dat mense hulle rou kruip teen hierdie trappe. Jy sien, hoe meer jy ly, hoe groter is die dinge wat jy verdien by die Here. En dis hoe jy die guns van die Here wen. Dis nou hierdie geestelike hoogtepunt vir mense. So ontvang jy vergifnis, so behaag jy die Here. Ek dink as ons dink aan wat Paulus vir ons leer in die brief aan die Galasiërs, en dis waarmee ons besig is, en verlede keer begin daarmee, jy kan 10.000 trappe uitkruip. Jy kan kruip tot die bloed loop. Jy kan 10.000 gebede opset totdat jy nie meer asem het nie. Jy kan jouself uitput in jou godsdiens, in jou goeie werke, in jou opofferings, maar niks kan jou sonde wegneem, of niks wat jy kan doen kan verdien dat God se seën, God se guns op jou lewe rus nie. Die evangelie leer vir ons lynreg die teenoorgestelde. In Jesus Christus het God alles gedoen wat nodig is vir God om jou te red. Kom ek sê dit weer, in Christus Jesus het God alles gedoen. Alles gedoen wat nodig is sodat jy gered kan word en sodat God sy liefde kan uitstort op jou, dat jy die guns van die Here in jou lewe kan hê. Alles wat nodig is deur Jesus aan die kruis volbring, klaar, afgehandel. Jy hoef nie God se genade te verdien nie. Net as ons nou dink aan, as jy iets moet verdien, dan is dit nie meer genade nie. Genade is absoluut iets wat jy ontvang van die Here, en jy kan dit nie verdien nie. So enige leerstelling, enige gebruik in enige kerk wat vir jou anders leer, is weg van die suiwer evangelie. Dit is lynreg teen die evangelie. As ons nou na Galasiërs 2 toe gaan, en ek gaan dinge aansny wat ek glo sensitief is vir baie mense, en waarskynlik, miskien hopelik, is daar mense wat sal hoor wat ek sê, en miskien aanvanklik aanstoot gaan neem of gaan kwaad word. Miskien sal dit goed wees as jy net kan hoor wat die woord van die Here sê, en nie net saam met 'n stroom gaan wat verkeerd is nie. Moenie iets probeer byvoeg by wat Jesus klaar gedoen het nie. Laat ons so 'n bietjie dink aan die apostel Petrus. Spesifiek as ons nou na Galasiërs 2 toe gaan, dan is Petrus nogal prominent hier op sy optrede. As daar iemand in die Nuwe Testament was wat verstaan het wat genade is, dat totaal en al onverdiend is, dan is dit die apostel Petrus. Onthou jy uit Jesus verloon nie 1 keer nie, 3 keer. En toe Jesus hom die nodigste gehad het, het hy Jesus verloon. Hy het ontken dat hy Jesus enigstens ken. Hy het gevloek, hy het gesweer en gesê, ek ken die man nie. En nogtans het Jesus hom nie weggestoot nie. En na die opstanding het Jesus die inisiatief geneem om Petrus te gaan soek. Hy het hom vergewe, hy het hom herstel, hy het hom weer herstel om die roeping te vervul wat die Here vir hom gegee het. Laat my skape wy. Niks wat Petrus gedoen het was goed genoeg sodat hy hierdie tweede kans kon verdien nie. Dis genade, suiwer, onverdiende guns van die Here. Dan lees ons in Handelinge 10 dat die Here hom 'n baie belangrike les leer oor genade. Nou,
daarso stuur die Here vir Petrus na Cornelius. Nou Cornelius is 'n Romeinse offisier in Caesarea. Hy is 'n heiden. Vir die Jode van daardie tyd was dit totaal onaanvaarbaar om in die huis van 'n nie-Jood te gaan. En dan soveel meer nog om saam met hom te eet. Petrus is besig om te bid. En dan sien hy in 'n gesig, 'n soort visioen, 'n groot doek uit die hemel neerdal. En in daardie doek is daar verskillende, allerlei diere, daar's reptiele, daar's voëls. En die opdrag wat die Here vir hom gee, staan op Petrus, slag en eet. Petrus is 'n tipiese Jood sou maak heftig beswaar. Hy sê, nooit Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is. En daar in die Ou Testament is daar baie duidelike wette oor wat is rein kos en onrein kosse. En die Here antwoord vir hom, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag neem. Dit gebeur 3 keer. Dan besef Petrus dat hierdie gesig, net so duidelik as ons dit lees, gaan nou baie meer as net kos. God is besig om hier vir Petrus te leer dat die mense wat God aanvaar het, dat hulle nie durf onheilig of onrein mag beskou nie. God maak nie meer onderskeid tussen 'n Jood en 'n heiden wanneer dit kom by die evangelie. Dis wat Petrus moes leer. En dan lees ons terwyl Petrus nog besig is om na te dink oor wat hierdie gesig beteken, staan daar boodskappers van Cornelius by die deur en hulle vra vir hom om saam te gaan na Cornelius se huis. Ek dink as Petrus nie hierdie visioen gehad het en sou hy nie kon gaan nie. Dit sou net indruis teen alles wat vir hom reg is. Maar hy gaan. En wanneer hy daar aankom, nou dis belangrik, Handelinge 10 vers 28 sê hy vir hulle, julle weet dat dit vir 'n Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om te besoek. Maar God het my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. En Petrus begin die evangelie aan Cornelius en sy huisgesin verkondig. Maar nog voordat hy klaar gepraat het, word die Heilige Gees op hulle uitgestort. Hulle praat in tale, hulle prys die Here en Petrus besef en hy sê, hierdie mense het dieselfde Heilige Gees ontvang as ons. Wie kan verhinder dat hulle gedoop word? Ja, let op wat nie gebeur het in die storie nie. Cornelius en sy huisgesin word nie aangestel, moet eers Jode word voordat hulle gedoop kan word. Hulle moet eers Jode word voordat hulle gered kan word. Hulle hoef nie eers besny te word nie. Hulle hoef nie al die seremoniële wette van die Jode en al die Joodse tradisies te onderhou om gered te kan word nie. Die Heilige Gees word uitgestort voor en sonder enige van daardie goeders. Al wat belangrik is, hulle moes glo dat Jesus, die Christus, die Seun van God is, wat vir hulle gesterf het. En redding is absoluut uit genade. Hulle het niks gedoen om dit te verdien nie. Paulus sê dit so duidelik in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Redding is uit genade alleen, deur geloof alleen, deur Jesus Christus, en net geloof in Jesus Christus. Maar as ons nou Galasiërs 2 lees, dan sien ons selfs iemand soos Petrus, wat genade geken het, beleef het, ervaar het, kan terugval in wat ons noem wettisisme, in 'n godsdienst wat gebaseer is op Oud-testamentiese wette, of wat se wette 'n mens dan nou ook al stel. Kom ons draai gou die horlosie dan nou 'n paar jaar vorentoe, intussen het die kerk van Jesus gegroei, veral onder die nie-Joodse volke, en in Antiochië is daar 'n lewenskragtige gemeente, 'n multikulturele gemeente, en baie van die lidmate van daardie gemeente het uit die heidendom gekom. Hulle het Jesus as verlosser aangeneem, maar hulle onderhou nie die Joodse gebruike en al die voedselwette en al daai goeders nie. Hulle word nie eers besny nie, daar was geen druk op hulle om die Oud-testamentiese wette te onderhou nie. Hulle is gered uit geloof in Jesus Christus, uit genade, dis al. Petrus besoek hierdie gemeente en
in die begin terwyl hy nou daar is, verkeer hy vrylik met die nie-Joodse gelowiges. Hy eet saam met hulle, hy beskou hulle as broers en susters in Christus. En dan kom daar 'n afvaardiging van Joodse gelowiges. Hulle kom uit Jerusalem uit. En vir hulle is dit totaal ondenkbaar dat 'n Jood kan eet saam met mense wat nie die Joodse voedselwette onderhou nie. In hulle hart het hulle nog steeds hierdie geloof van, dis nie genoeg dat hierdie mense glo in Jesus Christus nie. As hulle werklik deel van die kerk van Jesus wil wees, dan moet hulle ook ons wette onderhou, al die Ou Testamentiese Joodse wette, al ons gebruike, al ons tradisies. En weet jy wat doen Petrus? Die man wat die genade van die Here so ryklik ontvang het, verstaan het, wat weet redding is deur geloof alleen op grond van wat Jesus gedoen het. Weet jy wat doen hy? Hy voeg hom by hierdie Joodse mense. En weet jy, dis net ongelooflik. Petrus is die man wat soveel genade self ontvang het. Die man vir wie God gesê het, mag niemand onrein ag nie. Die man wat met sy eie oë beleef het hoe Cornelius en sy huisgesin alleen deur geloof in Jesus gered word. Dieselfde, skei hom af van die Joodse gelowiges, voeg hom by die nie-Joodse groep wat sê, julle moet ook die wet, die tradisies, al die goeders onderhou. Paulus weer was baie sterk op wat die ware evangelie is. Nou dis ons Galasiërs 2 vers 14. Hy sê, Paulus sê so, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Met ander woorde, waarom dwing jy die heidense gelowiges om soos Jode te lewe? Kom ons lees dit gou weer. Maar kom ons dateer hom net gou so 'n bietjie op, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir wie ook al vandag 'n ander evangelie verkondig, wat van mense verwag om soos Ou Testamentiese Jode te leef. Dat, jy weet, ergens moet die woord van die Here vir ons baie duidelikheid gee. Wettisisme gaan nie oor wat jy byvoeg by die evangelie nie. Dit gaan oor wat jy byvoeg, nie dat jy byvoeg, kom ons sê so, dit gaan nie oor wat jy byvoeg nie, dit gaan oor dat jy iets byvoeg, dat jy dink is nodig om iets by Jesus se redding te voeg. Weet, ja, Jesus red, maar jy moet ook. Die oomblik as Jesus, en waar nog iets anders bykom, is jy weg van die evangelie van genade, is jy onder dwaling, is jy met 'n valse evangelie besig. Nou, in Antiochië was dit dinge soos die besnydenis, die voedselwette, wat mag jy eet, onrein nie en al die Joodse tradisies en goed. Nou in ons tyd is daar baie godsdienstige bewegings wat mense wegneem van die genade van God terug na Ou Testamentiese dinge wat hulle moet doen. En as jy nou mooi gaan kyk, dan word Jesus heeltemal eenkant toe gestoot en die Ou Testamentiese dinge wat vir hulle belangrik is, kry die prioriteit. Daar's verskillende name waaronder hulle beweeg vandag, verskillende strome, maar daar's hierdie twee groot strome eintlik. En een is wat hulle noem die Hebrews Root Movement, ons moet teruggaan na die Hebreëse wortels van ons geloof, wat beteken, Christene moet die volgende doen, hulle moet die Sabbat op die Saterdag hou, Sabbat is die heilige dag, hulle moet die Ou Testamentiese feeste hou, soos die Pasga, die ongesuurde brode, Pinkster, die Basynfees, Versoendag, die Hittefees. Baie van hulle glo die Ou Testamentse koswette is nog steeds geldig, die kos moet gaar gemaak word, voorberei word, baie spesifiek, sodat dit nou
inpas by hulle idees en dis baie soos die kosher kos van die Jode. En dan die ander ding is hulle beklemtoon die Hebreëse name. Jy weet, ons moet praat van Yeshua eerder as Jesus. En weet, Jesus word gesien as 'n heidense naam. Ons moet praat van Yeshua, omdat dit dan nou die Hebreëse weergawe is. Die naam van God in baie van hierdie groepe, Yahweh, is, of Joab en allerlei variasies ook, word skielik verhef tot alles. Jy moet die regte naam van God gebruik. En Jesus is nie in die prentjie eers nie. En is daar nou spesifiek wat hulle noem die Sacred Name Movement, wat nou baie klem lê op die regte naam. En daar kry ons, jy weet, jy praat nie van Here en van God nie, maar jy moet praat van Yahweh, of Yeshua, of Yeshua vir Jesus, weer die Ou Testamentiese Sabbat en wette en al daai goed en voedselwette. Weet jy, kom ons wees eerlik. Die keuse is Jesus of niks. Of Jesus en niks, kom ons stel dit so. Jesus en niks, of al daai ander goed. As jy Jesus in die prentjie wil plaas, kan jy hom net so wel uit die prentjie plaas, want hy speel geen rol nie. Jesus is of die redder, een wat volkome redding bewerk het, alles afgehandel, klaar, dis gedoen. Jy het nie nodig om al hierdie goedjies te moet doen, om God se guns te wen nie. Dit gaan nie vir jou punte gee nie. Dit gaan nie vir jou redding bewerk nie. Dit gaan jou nie 'n seën gee nie. Jy is met 'n valse godsdienst besig. Jy is afvallig van Christus. En as Paulus kom sê, jy weet dat hy vir Petrus aangevat voor ander mense, dink ek is tyd dat jy vir mense ook die waarheid sal verkondig. In plaas daarvan om maar net te glimlag en te sê, ja, wel dis reg as julle nou al die goedjies wil byvoeg. Ons voeg niks by nie. Ons is klaar daarmee, want Jesus het klaar gespeel daarmee. Maar kom ons wees eerlik, as dinge wat in die kerk insluip, en kerke wat dan nou meer evangelies is. En kom ek sê maar, daar sekere, dis asof daar sekere charismatiese groepe is, wat oop is vir enigiets, en ek verstom my aan die gebrek aan onderskeiding wat daar is. Kom ek sê dit duidelik, die blaas van 'n shofar het geen geestelike betekenis nie. Dit wys dit vir my die Nuwe Testament nie kan nie. Ja, maar jy weet, ek kry hoendervleis as jy shofar blaas, man, jy kry hoendervleis by 'n rugbywedstryd waar die volkslied gesing word, in elk geval, as jy byvoorbeeld in Nieu-Seeland is, en hulle speel daar die pragtige volkslied, ja, dit is 'n intense ervaring. Gaan jou geen geestelike seën bring nie. Dit dat ons vir onsself afvra, waarmee is ons besig? En as ek nou sê, die geklank van die shofar het geen geestelike betekenis, dieselfde as die geklank van die pyporgel, of die geklank van 'n elektriese gitaar of 'n klaverbord. Nie een van daai goed gaan vir jou geestelike seën bring. Dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. Ja, ons kan ons musiek bring en die Here vereer daardeur, maar wat ons nou nie die fout maak om te dink dat sekere instrumente en goed wat geblaas word, en sekere gebruike en vlae wat gewaai word, en al die goed gaan nou vir ons geestelike seën bring nie. Ons is besig met dinge wat ons byvoeg. Ons het alles in Jesus Christus. Christus se werk is volkome genoeg. Paulus sê so, maar hy bring ons in Galasiërs 2:16 terug na die hart van die evangelie. Ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Jy kan nie verby daardie versie kom, dis so duidelik as wat dit enigsins is. Ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Verseker nie enige Joodse ou Hebreëse wortels, en wat jy ook al wil invoeg, of heilige naam wat jy moet gebruik of so nie. Maar ook nie enige
persoonlike dinge wat jy wil byvoeg. Jy weet, iemand sê byvoorbeeld, weet, ek voel dat ek wil vir die Here wys hoe lief ek vir die Here is, en nou, dis hoekom ek die Sabbat hou, en ek wil vir die Here wys hoe lief ek is, en dis hoekom, en jy verwag dat die Here nou vir jou gaan seën, omdat jy nou wys hoe lief jy vir die Here is. Jy het nie nodig om daai goed te doen nie. Christus het klaar gespeel met enigiets wat gedoen moet word. Ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Klaar. Was dan met al die ander goeders. Nie jou gebeure nie jou mooi lewe nie jou geldelike bydraes nie jou goeie dade nie jou dienswerke in die kerk of in die gemeenskap nie jou Bybelkennis nie jou opofferings nie eers jou trane van berou nie. Niks wat jy kan doen kan jou sondeloos voor God stel nie. Ons staan elkeen skuldig voor die Here, sondig, ons verdien die oordeel. En hier kom Jesus, een wat nooit gesondig het, Seun van God, en hy neem 'n plek op, of 'n plek in aan die kruis. Daar waar ek en jy moet sterf vir ons sonde, hy neem die plek in. Dis die evangelie. Jesus gaan en hy dra ons skuld, hy neem my skuld, en wat kry ek? Ek ontvang sy onskuld. Hy neem my veroordeling, ek ontvang die aanvaarding van God. Hy sterf my dood, en ek ontvang sy lewe. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 9, God in Christus die wêreld met homself versoen, deur hulle oortredinge nie toe te reken nie. En net in die volgende vers verklaar hy wat geen sonde geken het nie, het God vir ons sonde gemaak, sodat ons in hom die geregtigheid van God kan word. God kyk na jou en hy sien die geregtigheid van Christus. Hy het vir jou gesterf. Daar's 'n storie uit die Tweede Wêreldoorlog wat dit vir my so mooi verduidelik. In Februarie 1941 was hy die Fransiskaanse priester Maximilian Kolbe. En die Nazis het hom gestuur na die Auschwitz konsentrasiekamp. Nou, daar het iemand ontsnap uit die kamp, en nou wat gebeur het om mense te ontmoedig om dit te doen? Die kampowerhede 10 gevangenes gekies, om net lukraak gekies. En hulle sou in 'n bunker aangaan, toegesluit word, en daar word hulle heeltemal van kos ontneem totdat hulle doodgaan van die honger en die dors. So dit is hierdie verskriklike uithonger dood wat hulle sterf. Een van die mans wat gekies was, sy naam was Franciszek Gajowniczek, iets van die aard. En toe hy hoor dat hy gekies is, roep hy my vrou, my kinders. En hierdie priester, Maximilian Kolbe, stap vorentoe, en hy sê, ek sal in sy plek sterf. Hulle het hierdie Franciszek laat gaan, en Maximilian Kolbe is daar en daardie eintlik soos 'n hok gegooi, totdat hy dood is. Vir die res van sy lewe het Franciszek Gajowniczek geweet, hy het vir my gesterf. Selfs as ou man het hy dit besef nog steeds. En was daar hierdie dankbaarheid in sy hart gewees. Kan jy net dink, Jesus het vir jou gesterf. As 'n man in 'n konsentrasiekamp so dankbaar was, kan jy net dink, as ons besef wat Jesus vir ons gedoen het, hoe kosbaar is die evangelie. Toe Jesus aan daardie kruis uitroep, dis volbring, die prys is betaal, die skuld is vereffen, die offer is gebring, die werk is afgehandel, eens en vir altyd. Ons hoef niks daarby te voeg nie, ons kan niks daarby voeg nie. Ons powere pogings kan nooit die offer van God aanvul nie. As ons dink dat enigiets wat ek moet doen, sodat God nog meer tevrede met my gaan wees, dan trek ek 'n streep deur Jesus Christus se offer. Asof dit nie genoeg was nie. En die waarheid is, dit is genoeg. Eens en vir altyd is genoeg vir jou. Kry klaar. Kry klaar as jy nog met Ou Testamentiese goed wil die Here behaag. Kry klaar daarmee. Want God het klaar gespeel daarmee. Jy beïndruk nie die Here nie.
Jy beledig God. Jy beledig Jesus Christus. Ons nuwe lewe word deur geloof geleef. Die evangelie beteken nie ons word gered uit geloof en hierna is dit nou ek in my eie krag wat moet seker maak dat ek nou mooi genoeg leef, dat die Here nou tevrede is met my. En kom ek sê dit weer, want so baie mense hak hier vas en verstaan nie die evangelie nie. Ons word nie gered uit geloof, deur geloof en uit genade uit. En dan los die Here vir ons en dan sê, okay, nou moet jy hard genoeg probeer. Nou moet jy dan daarom so leef dat ek tevrede is met jou. Dis nie die evangelie nie. Ons word gered deur geloof en elke dag van ons lewe leef ons uit ons geloof, deur ons geloof, uit genade, dis deur genade. Daarom kom Paulus in Galasiërs 2 vers 20 en hy verklaar, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Weet jy, ek hoor niks van leef ek en ek sit nog al hierdie goed by want dis hoe ek die Here behaag. Niks daarvan nie. Wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. My liefgehad. My, homself vir my oorgegee het. Die evangelie is nie algemeen nie. Is nie net, dit is daar vir almal nie. Dit is waarhede wat jy persoonlik jou eie moet maak. Jesus het my liefgehad. Hy het homself vir my gegee, my skuld gedra, my met God versoen. Jesus is genoeg vir my. Weet, wanneer ons dit verstaan, dan verander hierdie hart wat ons het, en ja, jy het hierdie begeerte om Jesus lief te hê, maar jy hoef nie te bewys met jou klein dingetjies wat jy doen nog uit die Ou Testamentiese tyd nie. Ons probeer nie meer hard werk, sodat God ons sal lief hê, of God ons meer sal lief hê nie. Ons leef gehoorsaam, omdat hy ons lief het. Ons bid nie om God se arm te draai nie. Ons bid omdat Christus ons vrye toegang tot die Vader gegee het. Ons doen nie die goeie werke sodat ons hemel toe kan gaan nie. Ons doen nie goeie werke in diepe dankbaarheid vir Christus wat die hemel vir ons hoop gemaak het. Ons het net gepraat, jy weet, van die mense wat so teen die trappe moet opkruip, tot die bloed loop. Ons kruip nie meer teen trappe uit om die glimlag van God op ons lewe te ervaar nie. Ons gaan nie meer op pelgrimstogte en daardeur gaan ons geseën word. Ons het nie die eksterne beelde nodig, wierook en heilige water, heilige name en allerlei gebruike en goeders nie. In Christus het ons reeds die glimlag van die Here, die guns van die Here. En die grootste tragedie in die Christelike lewe is nie dat ons te min ontvang het nie. Dit is dat ons so min besef wat ons reeds het in Jesus Christus. Ek wil klaar kry, afsluit hier met hierdie wat ek gelees het. In 2011 het 'n onderwyser in Toronto in Canada, Craig Henshaw, 'n Lotto Max kaartjie gekoop en hy het dit saam met allerlei ander dinge met 'n magneet teen sy yskas gesit. Kort daarna het hy en sy vriendin vir omtrent 2 maande met hulle rugsakke deur Europa gereis. Was nie baie geld gehad nie, so elke sent is omgedraai, hulle het goedkoop gereis, maar by mense tuis gegaan waar hulle kon. Toe hy terugkom, toe kyk hy na hierdie kaartjie en hy bel hulle en hy kom agter, weet hy het $21,000 gewen. En toe hy die lotery kantoor bel, toe sê hulle vir hom, meneer, jy het nie $21,000 gewen nie. Jy het $21,4 miljoen gewen. Hy sê hy was so geskok dat die telefoon laat val het. Vir weke reis hulle met hierdie minimum finansies wat lê het, karige begroting. Terwyl daar 'n kaartjie teen sy yskas sit wat hom 'n multimiljonair gemaak het. Hy was reeds ryk, skatryk,
maar hy het dit nie geweet nie. Het jy, en ek wonder hoeveel kinders van die Here, miskien jy, is skatryk geestelik en jy weet dit nie. God het alles gedoen wat nodig is. Jesus Christus het klaar gespeel met alles, sodat jy die guns van die Here in oorvloed op jou lewe kan hê. En Christus het ons vrede met God, ons het vergifnis, ons is kinders van die Here, ons het vrye toegang tot die Vader, ons het hierdie hoop op 'n lieflike lewe saam met Jesus, wanneer ons doodgaan hier op aarde. Ons het 'n skat wat oneindig meer werd is as 21.4 miljoen of hoeveel biljoen jy nog kan bysit. En ons het dit nie verdien nie. Dit is vrylik aan ons gegee, want Christus het die volle prys betaal. Kom ek sê vir jou, moet nie langer probeer. Nie een oomblik langer probeer om met al hierdie ander goed die guns van die Here te wen nie. Christus het na jou toe gekom daarmee. Dit is klaar. Moet nie die Here beledig om nog iets by te voeg by Jesus Christus nie. Rus in wat Christus gedoen het. Glo die evangelie. Leef uit dankbaarheid. Jy kan saam met Petrus kom en sê die seun van God, soos in Galasiërs 2:20, wat my lief gehad en my vir hom, wat homself vir my oorgegee het. En as ons nou mooi dink, dan het ons eintlik net een antwoord wat 'n mens vir die Here kan gee, en dis dankie Here. Dat jy nie saam met my net vir die Here kom dankie sê vir dit wat hy gedoen het. En so sê ons, Here, as ons dink aan wat hy vir ons bereik het, sodat ons weet ek het die guns van die Here, dan kom staan ek voor U en ek sê, dankie Here. Dankie Here. Ek vra Here vir enigiemand wat wegbeweeg het van die evangelie, of vasgevang geraak het, Here, in 'n geloof wat ander goed verhef. Bring hulle terug, maak hulle vry, verlos hulle, Here, van die wet, van die bande wat hulle hou. Verlos hulle van gebruike, van dinge wat nie tot U eer is. Bring hulle terug tot die hart van God, Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here se seën op jou rus. Kan ek net sê, daar's 2 van my onlangse boodskappe op YouTube wat gevleg is as nie heeltemal geskik vir alle ouderdomme nie. So daar's 'n ouderdomsbeperking op 2 vanweë die onderwerpe waaroor ek gepraat het, en as ek dit gaan noem, gaan hierdie preek ook gevleg word as onaanvaarbaar. Ek verstaan hoekom hulle dit doen, omdat soveel jong mense en kinders beïnvloed word deur daardie spesifieke onderwerpe. So as jy sien, daar's 'n ouderdomsbeperking, jy behoort dit te kan sien as jy ouer is as 18. So ek noem dit maar net, dit mag dalk vir party mense vreemd wees waar dit nou vandaan kom. Dis heeltemal in orde, ek verstaan hoekom dit so is. Ek dink nie, daar's iets wat ek gesê het wat kinders, jong kinders selfs nie mag hoor nie. Inteendeel, ek dink ons gee die antwoord, maar ons aanvaar ook dat, jy weet, ja, daar's allerlei goedes wat buite mense beheer is. Dis nie noodwendig individue, lewendige mense wat daai besluit neem nie, maar om dit verander te kry is op jou nie die moeite werd nie. Kom ons gee die evangelie van Jesus Christus, is wat belangrik is. Met dit gesê, onthou daar is ander preke op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans, en baie dankie vir Sean Kutse ook wat daardie preke vir ons laai daar, so getrou, so gewillig. Hy doen dit so stil in die agtergrond. Sean, baie dankie, mag die Here jou regtig so seën daarvoor. Jou liefde wat jy het daarvoor is net so mooi. Goeie week vir jou.